Daar sê hy, hier is ons weer terug. En ek het 'n splinternuwe gas by my in die ateljee op hierdie oomblik. En dit is verskriklik lekker om te kan gesels met, kan jy glo, iemand wat 'n nasaad is van Andrew Murray. Onthou, dis nou al vir maande lank wat ek in hierdie gedeelte van die program altyd gesels met Elizabeth Jordan oor Andrew Murray. En hierdie keer het ons 'n bietjie nader gekom aan Murray. Want ons het hier vir Isabel Murray. Baie welkom by my in die ateljee. Baie dankie. En ek sal vir julle net nou verduidelik hoe ek een van die minstens 7000 nasate in Suid-Afrika is wat inskakel by die Murray clan. Maar dit sal ek net nou doen. Maar jy kan maar voortgaan. Kan ek maar sommer voortgaan? Ja. Goed. Want een van die opwindende dinge vir my is, omdat ek groot geword het met die naam Andrew Murray. Ja. Het ek, wel die eerste Andrew wat ek van geweet het, was my een neef en my oupa wat ek nooit geken het nie. En toe het ek later eers uitgevind van die skrywer en die oorspronklike Andrew wat gekom het. So toe dink ek ken die Andrews en toe gaan werk ek in die NG Kerk argief en toe besef ek het nie die vaagste benul van wie Andrew eintlik is nie, want daar is 'n Andrew oral. En as iemand opgewonde raak oor Andrew Murray, kan dit een van 7000 nasate wees. So dit is vir my 'n groot leerskool gewees om uit te vind hoe skakel die familie in een, maar ek weet daarom waar ek vandaan kom. So die eerste Andrew het uitgekom uit Skotland in 1822 deur die Kaapse regering gevra as deel van die Skotse predikantegroep om Kaap kolonie toe te kom om die kerk te bedien, en hulle het gehoop in Engels. Toe die klomp Skotte besluit Nederlands is 'n goeie taal, so hulle het later ook in Nederlands begin preek. In Graafrenet het die eerste Andrew gebly en hy het 2 jaar later getrou met 'n jong Kaapse nooi, Maria Stegman, en saam met hulle 16 kinders gehad, waarvan 16 kinders. 16 kinders, ja. Ek het dit nie geweet nie. Ja. Geweldig. En hoe groot was hulle huis? Dit was die pastorie wat nou nog is, die pastorie wat nou daar staan in Graafrenet, was later hulle pastorie gewees. Ek dink nie dit was aanvanklik daar nie. Okay. Maar dit was hulle pastorie. 16 kinders. 16 kinders is daar, en daar was ook dikwels baie familie en besoekers, maar al die kinders het nie oorleef nie. Daar was 'n hele paar vroeë baba sterftes en dan jonger kinders wat gesterf het, maar op die ou end het daar 11 kinders volwasse kinders geword, waarvan 2 ongetroud gebly het, 1 dogter en 1 seun. Die seuns het almal predikante geword. Wat? En die meisiekinders het almal getrou met predikante. Kan jy glo? So, my en Andrew was die tweede seun gewees. Daar was John, die professor by Stellenbosch, en dan Andrew. En dan het hy klomp broers en susters gehad, en sy jongste broer wat getroud is en 'n dominee geword het, was George. En George se oudste seun was Andrew George Murray, en sy oudste seun was iemand anders, maar sy jongste seun was my pa, Louis John Murray. En so ek is nie direk Andrew se afstammeling nie. Ja. Ek is sy broer se afstammeling eintlik. So jy is 'n Murray. Ek is 'n Murray. Ja. En die meeste van ons is eintlik nie van Andrew die skrywer nie, maar ons almal is van Andrew en Maria, die oorspronklike stamouers. En dit is hoekom die clan so groot is, want ons herdenk en ons vind ons teruggaan na die Andrew Murray wat eers uitgekom het. Nou as jy sê jy herdenk, praat met my oor herdenk. Ek het onlangs moes ek in Wellington praat oor die musiek, die Kaapse kerkmusiek en die invloed van die Skotte. En toe ek nou gaan navorsing doen, toe kom ek agter maar die Murrays het 'n geweldige invloed daarop gehad. Ook ander Skotte, maar definitief die Murrays. Op die musiek. Okay. En hoekom ek nou daar begin is want toe ek gaan kyk na die mees oorspronklike van die geskrifte wat ons het, en die een is die dagboek wat oupa Andrew gehou het toe hy gereis het van Engeland af na die Kaap.
Okay. So hy het 'n Sea Voyage dagboek gehou en dit is behoue en ons dit is ook later gepubliseer, maar die oorspronklike een is op Stellenbosch in die argief. Regtig. En daarin beskryf hy, dan vertel hy nou hoe hy gekom het, maar net voor dit is daar ook die beskrywing en dit word in die boek wat jy bespreek, die Du Plessis boek baie goed beskryf, maar ook in ander geskrifte wat nou ouer is as Du Plessis, wat vertel van hoe hy die roeping gekry het om Afrika toe te kom, maar sy ma wou nie gehad het hy moet kom nie. Hy wou vreeslik graag 'n sending geword het. Sy ouer broer John, wat 'n professor was later in Aberdeen ook. En toe kom hulle nou die predikante werf vir Suid-Afrika en toe voel hy net maar hy kan nie nee sê nie, maar sy ma is sterwend. Sy ma se naam was Isabella. En hy en sy broer en sy suster besluit maar hulle gaan nie vir sy ma sê waarheen hy gaan nie, dat hy Afrika toe kom nie. Hulle gaan net vir haar sê hy gaan nou Nederland toe om Nederlands te leer. En hulle het daar gegroet en John het toe gesê hy gaan saam met hom ry tot in Nederland op die koets. En terwyl hy vir die koets wag daar by die mil van Clat of Klaar, blykbaar spreek mens dit Klaar uit in Skotland, terwyl hy wag vir die poskoets toe kniel hulle en hulle bid en hulle dra hulle sterwende moeder op aan God en hulle suster en ook mekaar en toe sing hulle O God of Bethel. En dit, so O God van Jakob, is die Marielied wat ons nou aangeneem het in Suid-Afrika. En as ons begrafnis hou of as ons 'n familie saamtrek het of sommer net as 'n groep ontmoet, dan sing ons graag saam die Marielied. En ek het toe gaan kyk na die oorspronklike wat hulle in daai tyd sou kon sing. Ek kan nie 100% sê dis nie, maar dat die datums is reg, die boekie waarna ek gekyk het, en daar's die woorde vir my so ongelooflik pragtig, want dit gaan daaroor dat God is eintlik ons, soos ons in Afrikaans ook sê, ons die beskikker van ons lot, en dat sy beskerming by ons is, en dat God is ons Vader, en ons rots waarop ons bou. En ek dink, so as ons vierings het en herdenkings het, dan dink ek, dan gaan ons terug na daardie aanvanklike gebed waarmee die eerste Andrew uitgekom het. En sy baie diep gevestigde staan in God. En verder word daar ook vertel dat selfs die voorvaders voor hom nog en voor sy ma Isabella en sy pa was hulle skaapwagters gewees, en hoe die een oom in die veld gesit en bid het vir God, vir sy nageslagte om hulle te seën. So dit kom van baie ver af, die gebede van ouers vir hulle kinders en hulle nageslag. Isabel, ek wil dit net baie duidelik stel. As jy sê dat jy byvoorbeeld hierdie Marielied het en sulke dinge, dit is nie die Maries wat vereer word nie, maar dit is die verering wat die Maries vir God gehad het, wat jy in stand hou, né? Dit is absoluut die kern van alles, en ek het vanoggend ook weer, toe ek lees in die skrywer Andrew Murray se reeks lesings wat hy gegee het by die Keswick konferensie, hy sluit af daardeur deur te sê, it's a continuous prayer, it's a continuous resting in God, it is a continuous peace in God, it is, it continues in God. En by die eerste saamtrekke waar ons nog aantekeninge het oor wat hy, Andrew, die seun nou gesê het, sê hy, en later ook baie van die ander Andrews en die ander wat gepraat het, elke slag is dit weer die beroep op die familie, is come back to God. En dit wat op ons familie, wat oor ons familie gebid is dat ons God sal dien, nie dat ons mekaar sal vereer nie. Ja. Trouwens, Andrew Murray wou glad nooit vereer geword het nie. Hy wou nie eintlik gesit het vir sy portrette nie. Hy wou nie 'n standbeeld gehad het nie. Hy wou nie gehad het goed met na hom vernoem word nie. Ja. En toe hy 'n eredoktorsgraad kry, het sy oudste sussie vir die persoon wat dit nou sou toeken, 'n brief geskryf om te sê sy is nie seker dat haar broer gaan opdaag nie, want en dan skryf die man vir die klap op die kop nie. Dan skryf hy terug, dan sê ek is baie bly hy het opgedaag. so dit gaan regtig oor 'n erfenis wat ontvang is en nie in God. Ja. Ja. En weet jy wat?
Ek glo dis hoekom ons Vader dit so seën. As die Maries hulle self begin vereer het dit vinnig skibreek gelyk, né? Ja. Ja. En kyk wat Andrew Murray in Suid-Afrika gedoen het en is daarom net eenvoudig enorm as ek nou luister wat Elizabeth als vertel, wat nie alles in Wellington gebeur het en in die sendingveld gebeur het en selfs met sy gesprekke met Engeland se leiers daardie tyd met die oorlog. Hy het vir niks gestuit nie, né? Ek sou versigtig wees om dit te sê, want as ek lees, omdat ek in die argief gewerk het ek toegang gehad tot ook die neefies en die niggies en die ander mense se briewe aan hom. So ek het die voorreg en dis wat Du Plessis uit die aard van die saak gehad het, want hy het geleef in die tyd van Andrew Murray. Hy was 'n huisvriend van die ander neefies. Hy het by my oupa hulle gaan kuier in George. So hy het dit geweet en maar min van ons weet dit, want ons het nie meer toegang tot daai materiaal nie, maar ek het van die briewe gesien wat van die neefies in die sendingveld van sy eie kinders vir hom geskryf het en gesê dit is die situasie en dis wat ek beplan en dan sal Andrew kom en hy sal sê, goed, ek hoor wat jy sê, so wat van ons doen dit so, of het jy al daaraan gedink, of kan ons dit so doen, en dan het hy hande gevat elke slag, en waar hy self 'n behoefte raak gesien het, sou hy dan gaan altyd in die gemeenskap rondgekyk het, in Wellington is daar wonderlike voorbeelde, van waar hy dan gaan soek het, maar wie kan eintlik nou voorloop met hierdie ding, so dit was vir my, asof hy my sou ook baie keer, en dis kom ek sê, hy het vir goed gestuit in die opsig dat hy gesê het, wag, kom ons gaan bid eers, kom ons wag eers op God, kom ons gaan vra eers weer, wat is dit wat ons moet doen, en een van die mooiste briewe wat hy aan sy een seun skryf, wat in die sendingveld is bo in Malawi, en wat sy vrou erge gesondheidsprobleme ontwikkel het, en toe het hulle besef, hulle gaan moet uit Malawi uitkom, Nederland in daai stadium, en kom bly in die Kaap terwyl van haar gesondheid, dan skryf hy vir Charlie, wait, don't make a decision, wait, en as hulle hier is, en sy word nie beter nie, dan sê hy weer vir Charlie, wait upon the Lord, and see this time as a time of rest, and regathering. So hy het nie so met ingestorm in 'n ding. Ja. Luister maar, hoe lank het jy gewerk met die goed in die argief? Ek het in 2016, eintlik 2015 het ek gaan navorsing doen as 'n navorser oor my eie oupa, omdat ek hom nooit geken het nie en ek wou graag iets van hom meer weet. Okay. En jy kan nie oor een Murray lees en nie vir oom Andrew iewers raak lees nie, so my oupa het in sy dagboeke geskryf van Uncle Andrew. Ja. Maar dit was my 'n vaag konsep en ek wou my oupa se stem hoor. Okay. En toe in 2016 het ek in die kerkargief 'n aanstelling gekry as 'n argiefbeampte en ek moes die navorsers, baie van die navorsers hanteer en daar is altyd navraag rondom Andrew Murray op een of ander manier, in baie verskillende maniere. En toe moes ek begin lees oor hom. So dit is eintlik van 2016 af wat ek ander mense se navrae moet probeer beantwoord, inligting vind vir navorsers, vir skrywers soos Retief Miller wat die kerkgeskiedenisprofessor was en verskeie ander. En dan moet ek uit die aard van die saak vir my nuwe inligting kry en omdat dit argiefwerk is, moet jy by die feite uitkom. So jy moet gaan delf tot jy die oorspronklike brief kry of die oorspronklike dokument of die oorspronklike notules, soos byvoorbeeld van die Genote Seminarium. Ek het die oorspronklike notules gelees, so want later kom daar foute in mense in my eie boeke is daar foute. Ja. Want jy mense dink jy het interpreteer gehoor, goed, né? Ja. So jy moet teruggaan na die heel oorspronklike dokument. Ja. So ek is gedwing om dit te doen. Ek sou nie self dink ek die dissipline gehad het nie. En later het ek net besef, maar nou is daar soos rondom hierdie briewe wat ek ontdek het aan sy volwasse kinders, het ek besef, maar niemand het dit nog gelees nie of neergeskryf nie. Ja. Maar ek het dit nou en nou moet ek verstaan wat daar aangaan en die agtergrond van die briewe en in watter konteks is dit geskryf. Alright. Ja. So daai navorsing het ek toe gedoen so in COVID tyd baie. Regtig? Ja. Okay.
So jy het jou COVID-tyd goed gespandeer. Baie wonderlik. Hoorie, maar kom ons maak musiek en jy het vir ons 'n lied gegee, Bedtime Prayer. Ek wil so graag met hom afsluit, want dit is 'n wonderlike lied om jou Okay. af te sluit as ons Okay. mag. Is dit Nou maar moontlik? toe, nou maar toe. Ja. Nou maar ons gaan dan daarmee afsluit Ja. en dan gaan ons nou Adoration van Brenton Brown is dan die volgende musiek wat ons dan gaan luister. Brenton Brown met Adoration. En ek dink Adoration, wat 'n lieflike woord is dit nie, maar ons wil nie mense adorn nie. Glad nie. Maar ons adoration gaan na ons hemelse Vader toe, Ja. wat iemand soos Andrew Murray opgerig het as 'n voorbeeld vir ons van iemand wat totaal sy hele lewe aan ons hemelse Vader. Kom ons luister na Brenton Brown. En jy luister steeds na Delf steeds dieper. Ek is Estie Geldenhuys en hier saam met my in die ateljee is Isabel Murray. En Isabel Murray is 'n afstammeling van, wel, moet jy gesê een van 7000. Ja. So, regtig, ja. Maar sy is werklik 'n afstammeling van Andrew Murray. En as argivaris het jy gewerk? As argiefbeampte. As argiefbeampte. Ja, argivaris het 'n ekstra kwalifikasie wat ek nie het nie. Ja. Maar in jou pos het jy so baie van Murray se goed gelees en jy het veral afgekom op goed wat hy vir sy kinders geskryf het. Ja. Kyk, hy was een wonderlike mens wat met ouers en met onderwysers en met konings en koninginne Ja. almal in gesprek kon tree met goeie gevolge. Wil jy bietjie met ons deel wat dit was wat hierdie pa met sy kinders, hoe het hy sy kinders hanteer? Ja. Ek het toe jy nou weer aangekondig het wat die program is waarmee ons besig is, Delf dieper. Toe besef ek dit is natuurlik absoluut wat gebeur as jy in die argief werk. Jy delf letterlik Dieper. elke slag dieper en Ja. dieper en dieper. So met elke navraag Wow. dan is daar 'n ander hoek en dan Ja. kom daar nog inligting uit. So een van die stukkies wat ek gedink het ek wil met julle deel, want dit is dan is dit nou so diep soos ek al kon delf. Daar's nog dieper te delf. Okay. Maar om vir Andrew bietjie te verstaan, wil ek vir julle 'n briefie lees of 'n stukkie uit 'n uittreksel uit 'n brief wat geskryf is in 1874. En sy oudste suster Maria, wat getroud was met Dominee Neetling van Stellenbosch, se dogter, het by Andrew en Emma op Wellington bietjie oorgebly. En na dit nou skryf sy vir haar ma Maria, wat nou haar ma is en Andrew se sussie is. Nou skryf sy: "My precious mama, Uncle A is wonderfully happy and holy. Aunt Emma and Emmy, dis hulle oudste dogter, very affectionate and nice. Dear little Charlie is so sweet, one must love him. I know the secret of Uncle Andrew's life. He is no extraordinary man, but he goes straight to the Bible and eats and digests with his soul the food God had therein provided for every hungry soul, as verily as we all do eat our temporal food and thrive on it." Wow. So dit was vir my, hier het 'n jong tienerdogter het daar gebly en dit was wat sy raak gesien het. En dit was vir my so merkwaardig toe ek op hierdie stukkie afkom en besef dis wie hy was. En dis wat hy die hele tyd sê. Iemand het my onlangs gevra, is dit waar dat hy in die straat stil gestaan het en toe hulle vir hom vra wat het aangegaan, toe sê hy, "For a moment I lost touch with God." Toe antwoord ek die persoon, toe ek in my eerste maand omtrent in die argief het ek daai stukkietjie gelees in 'n Ja. kerkbode. Ja. En ek het gedink, o, dis nou 'n lekker anekdote, ek wonder waar kom dit vandaan. En hoe verder en hoe dieper ek gedelf het, hoe meer het ek besef, dit is absoluut wie hy was. Hy wou nie vir 'n oomblik uitvoering wees met God nie. Hy wou wees in God. En waar dit woes geraak het, dan het hy gegaan en hy teruggegaan na God toe en na die skrif toe. Daar's 'n ander baie mooi verhaal wat bietjie later afspeel waar hy in Engeland was, wat hy siek was, maar hy moes ook by 'n konferensie praat. En hy het sy
sy toespraak gelewer en na die tyd het een van die bekende mense na hom toe gekom en gesê, maar weet jy, ek stem glad nie met jou saam nie en dit en hulle het 'n gesprek gehad, maar Andrew was regtig nie goed gevoel nie en hy moes gaan na die gesin waar hy gebly het en hy het vir sy gasvrou gesê hy wil asseblief net gaan rus en sy moenie nog enige mense vir hom stuur nie en hy wil nie eers eet nie, hy wil net rustig wees. En toe het hy op 'n stukkie papier hy het gaan kyk na die Bybel en toe het hy op 'n stukkie papier iets neergeskrywe. En hy het dit net klaar neergeskrywe, toe kom klop die gasvrou aan die deur. En sy sê vir hom, I'm so sorry, Mr. Murray, but so and so is here to see you. En dis toe die man met wie hy die onsie gehad het. En hy sê, nee, ek sal hom sien. En hy het afgegaan, met die man gepraat, en toe sê hy vir die man, ek wil graag, nee, hulle het tevrede gemaak en hulle het toe eintlik lewenslange vriende gebly en respek gehad vir mekaar en die gasvrou vra toe vir hom, but Mr. Murray, how did you do this? Toe sê hy, while I was in silence, I went to the Bible and I found this and I wrote this down en hy deel met haar wat hy neergeskryf het. En dit is een van die toonsettings wat Lorinda vir ons gedoen het in times of trouble. En dit kom daarop neer dat in times of trouble moet ek weet dat in die trouble is God. En as dit moeilik is en as dit swaar is, dan is God daarin en hy het my hier ingeplaas. En of hy hou my vas in hierdie, dit is nie sonder buite hom dat ek daarin is nie. En hy sal my hier hou solank as wat hy my hierin moet hou dat ek kan gereed wees om dit te hanteer. En dis letterlik die stukkie, toe sê sy, maar dit is so betekenisvol, sy wil dit asseblief in 'n klein pamfletjie skrywe en dan vir haar, weet vir die mense uitdeel, en dit is toe later ook opgeneem, en van sy boeke is dit opgeneem, die stukkie. En ek sal bietjie kyk in die boek of ek dit kry, dat ek dit net nou kan mooi lees vir julle, want dit is regtig vir my betekenisvol, omdat dit elke slag sê, ja, dit is 'n resepie, maar dit is ook amper soos 'n herinnering van, maar wat is dit eintlik waarop ons moet fokus in times of trouble? So dit is, want jy sien, wie Andrew was. Dit waarop mens jou fokus plaas, bepaal tog jou koers. Ja. En as ons nie ons fokus kan absoluut op ons Hemelse Vader hou nie, en op sy vrede in ons hou nie, dan tree ons mos op uit ons eie geite en ons maak droog. Ja. Het jy dit daarom vir ons te lees of nie? Weet jy, ek gaan nou baie vinnig moet kyk, jy kan nog iets vra, as ek dit vinnig raak sien, dan lees ek dit vir julle. Is dit bekend hoeveel, behalwe, ek het self op my rak, het ek die volledige stel van Andrew Murray se boeke. Is daar dinge buitekant daardie stel, of is daar nie, is alles wat hy geskryf het in daardie stel opgeneem? Bedoel jy die versamelde werke? Daar sy. Die versamelde werke is is nie sy oorspronklike werke nie. Dit is 'n stel boeke wat nagestel is of saamgestel is deur ander mense uit sy werke na sy dood. Okay. Maar daar is aanpassings gemaak. So sy oorspronklike werke het ons op die oomblik nie eers 'n volledige stel in die argief nie. Want sy oorspronklike werke wat in sy eie woorde en sy eie, ek wil amper sê sy eie handskrif omtrent gepubliseer is, was nie alles ook in Suid-Afrika gepubliseer nie. Okay. En hy dikwels sou hy byvoorbeeld die eerste, soos toe hy oor die kinders geskryf het, ek dink die eerste een was in Nederlands gewees, en dan het hy 'n tweede een geskryf, hy het nie die Nederlandse een vertaal nie, hy het dit verwerk en in Engels geskrywe, en dan op 'n ander datum gepubliseer. Okay. En nog steeds is die beste lys vir my die lys wat agter in Du Plessis is 'n boek oor Andrew is, waarin jy die oorspronklike werke sien, die Engels en die Afrikaans en die verskillende datums. So die versamelde werke is dan saamgestel uit daardie werke van hom, en
ek self het dit nog nou nie gaan sit en vergelyk nie, maar van die mense wat nou al langer sy werke lees en meer daarmee te doen het vir my gesê dat daar is veranderinge in aanpassingsmaak, want dit is ook natuurlik vertaal in Afrikaans. Okay. En Andrew het nooit in Afrikaans geskryf nie, hy het in Nederlands geskryf of dan in Engels. Okay. Ja. Hierdie Du Plessis, wat is sy voorletters of sy Johannes Du Plessis. Johannes. En dit is The Life of Andrew Murray of South Africa, en die boek wat ek gebruik is 1919. Daar's ook later uitgawes en daar is ook een in Nederlands, maar ek gebruik die Engelse een meestal. Okay. So as ouens daarvoor wil soek, kan hulle dit nog kry? Dit sal onder rare boeke wees, maar van hulle was daar nogal baie en dit was meer internasionaal gepubliseer, so ek sien nogal aanlyn van hulle. En ek weet by die Andrew Murray Sentrum op Wellington is daar 'n hele paar van daai kopieë. Ja, te koop. Ja. Nie te koop nie, maar te lees, maar jy kan dit jy kry dit nog by rare boekwinkels, definitief te koop. Okay, ja. Okay. So ek wil net weer sê die skrywer daarvan was Johannes Du Plessis en die titel van die boek was The Life of Andrew Murray of South Africa. Nou toe ons gaan kyk wat kan ons, want kyk, ek met jou eerlikwaar sê hierdie man se verstaan van sy gesindheid, sy lering, dit is net uniek, is dit nie? Dit is. En wat vir my geraak het toe ek hierdie briewe gekry het wat hy aan sy volwasse kinders geskryf het, is omdat ek een verstaan van hom gehad het. Ek het my eerste navorsing was nou rondom die sending aksie, die opleiding, sy betrokkenheid by die sendelinge, sy visie vir sending, so ek het daarvan al hoe meer geweet. Maar toe kom ek op die briewe af en ek begin te wonder, want ek het baie keer gedink, ek wil nie eintlik eers sê ek is 'n nasaat van Andrew Murray nie, want ek is glad nie so heilig nie. So dit is net vir my heeltemal, ek val totaal, ek val uit die bus uit, my persoonlike lewe werk net glad nie soos dit nou vir my lyk sy lewe gewerk het nie. En hier kom ek af op 'n brief wat hy skrywe en hy sê ek het nou net teruggekom van die synode sitting en ek is nou terug hierso en ek kom by die huis en ek skry al hierdie briewe van julle en hy noem dan waar kom die verskillende briewe vandaan en dan gaan die sin so 5 of my children in times of trouble. En dan noem hy op wat elkeen nou oorkom en dan sê hy vir hulle, maar wat gaan ons nou doen? Want dit voel vir my, wat kan ek nou vir julle almal sê? Ja. Maar miskien kan ek dit vir julle sê, dat as ons fokus op God en ons begin vir mekaar te bid, dan sal ons elkeen se eie probleem dalk 'n bietjie op 'n ander manier kan na bekyk word. En dan lees ek wat hy skryf aan sy vrou, Emma, toe hulle nou jonger kinders het. En waar ek iets begin verstaan van hoe hy sy ouerskap ervaar het. Hy skryf, en dit is nou 1860, so hulle toe al ten minste 3 kindertjies, die eerste 3 was die eerste 3 dogtertjies, en hulle is al gebore, en hy skryf vir sy vrou, want hy is iewers nou weer in die land op 'n trektog heen, en dan hou hy kontak met haar op verskillende vlakke, maar hierdie is vir my baie spesiaal. My dear wife, did you ever observe the promise as applicable to parents when God grants them children? Whosoever receiveth a little child in my name receiveth me. If we only knew how to accept our children in his name, as given by him, to be educated for him, and above all, as bringing a blessing to the home where they are rightly welcomed, how rich the reward would be. There would be not only the 1,000 lessons which they teach, and the joys they bring, but the reward of receiving Christ. I think constantly of our sweet little darlings, what comfort it would bring amid all regrets about lost opportunities and defects apparently incurable, if one could only leave children behind who have really profited by our experience, not like their fathers a stiff, rebellious race. Surely this is obtainable, and instead of parental piety,
being diluted in the children. This is so often spoken of as what we must expect, dat het nie eintlik gaan werk nie, that each succeeding generation of a God-fearing family ought to rise higher and higher. En dan skryf hy vir sy een seun wat nou sy eerste kleinkind in die lewe bring saam met sy vrou, dan skryf hy vir hom, John, ek wens jou geluk, omdat God vir julle hierdie babatjie seën, en besef jy wat julle by hierdie babatjie gaan leer. En dan is dit net vir my so ongelooflik om te besef, maar dit is hoe hy sy kinders gesien het, sy oudste seun, daar was 3 dogters en dan 'n seun, en die oudste seun word deur Du Plessis beskryf as wat in ons terme nou sal wees 'n stadige kind. En ook, ek het van sy briewe gesien, en jy kan sien, hy het 'n baie kinderlike handskrif, en hy sê ook so mooi, my jonger boetie, wat 'n briljante kind was, is in die groter klas as wat ek is. Maar ons is maats, en ons gaan saam budgies koop, en kos gee, en so. Maar die seun het 'n probleem gehad met sy humeur. Okay. Onder andere. En dan skryf Andrew vir hom, en sê vir hom, weet wat betref jou humeur, het jy al gedink daaraan dat jy dit regtig vir God kan gee? En dan sê hy vir hom, gaan nou vanaand, en dan sê hy vir hom, I give this, I trust this to you, will you keep it? En hy sê, en dan gaan jy op jou knieë, en jy gee dit, en jy sê, dankie dat God hierdie meer vat, en dat hy daarmee sal werk, want jy kry dit nie reg nie. En dit is dieselfde wat hy ook, toe hy die lesings gegee daar by die Moody skool, waar hy die Bybelskool, wat hy vir hierdie mense wat hy oplei om te gaan sendingwerk doen, dominees te wees, in skole op 'n Christelike manier te doen, dan sê hy vir hulle, ons moet dit wat ons nie kan hanteer nie, dit wat ons moedeloos maak aan ander mense, dit wat ons moedeloos maak in die wêreld, dit wat nie wil werk nie, geld wat nie wil uitwerk nie, we have to give it back to God and entrust it in His care and let Him keep it totdat ons gereed is om iets te doen. Kan jy glo, want ons moet eers leer hoe om dit te hanteer, nie? Dis baie kosbaar. So vir sy kinders het hy dus elkeen 'n baie spesiaal dink ek begrip getoon, dit wat ek sien, en probeer om met elke ene te gesels, te kommunikeer op 'n vlak wat vir hulle sinvol is. Daar's 'n baie pragtige brief vir my, sy jongste seun Charlie, wat definitief die mamma se gunsteling was, waaroor die niggie geskryf het, Charlie is so lovable, en hy was op universiteit blykbaar genoem Prins Charlie, Bonnie Charlie, omdat hy so charming was. Nou, hy is getroud, en hy is die een wat sy vrou siek geword het, en op die ouend het sy vroeg gesterwe, maar hy wil steeds Sendingveld toe gaan, en as gevolg van die malaria wat hy verskeie kere gekry het, hy 'n oogprobleem ontwikkel, maar hy gaan met Judy toe, en hy gaan doen sendingwerk, dan maar hy kry swaar. En dan is daar die rebellie, en hy gaan saam met die boeremagte, gaan hy op die rebellie, en hy dien dan as hulle veldprediker. Wow. En dan skryf sy pa vir hom 'n brief, want hy en sy pa het baie gekommunikeer oor die situasie in die Sendingveld, en Charlie het dikwels het hy in die Sendingveld eintlik as onderwyser meer opgetree as 'n dominee, en dit was vir hom nogal moeilik, en dan het Andrew elke slag vir hom gesê, maar as dit is wat God vir jou gee, dan moet jy die beste onderwyser wees wat jy kan, so nou moet jy die beste veldprediker wees. Dan stuur hy vir hom hierdie baie besonderse preek, hy sê, ek het nou die preek gepreek, en ek stuur dit vir jou, want ek dink dit gaan die manne help in die veld, en dit is die sneeuwgebed, en dan is dit op die ou end, daardie mooi bekende Halleluja lied van was my witter as sneeuw, en hulle moet gaan in die veld wees, en in die oorlogstryd en alles wat hulle sien, en waarmee hulle gekonfronteer moet word, elke slag moet terugkom na God, en sê, neem my aan, was my witter as sneeuw, hou my in u liefde en in u veiligheid. Maar dit was vir my so pragtig, so vir hom skryf hy dit. Ja.
So hy het presies geweet, verstaan, Ja. omdat hy sy kinders se persoonlikheid en se aanslag Ja. ook seker verstaan het, nee. Ja. En regtig probeer hoor het. Waar is hy nou en wat is nou hier aan die gang met hierdie kind? Want oor dieselfde Charlie het toe later, nadat sy vrou nou jonk gesterf het, het hy toe weer verloof geraak. En Andrew, die brief het maar lank gevat om by mekaar uit te kom, het gehoor toe die verloving gebreek is, uiteindelik het hy toe eers die hele storie gekry. En toe sy woorde aan Charlie, thank God. En ek dacht, dit is 'n wille ding. En toe ek verder gaan lees, dan gaan hy aan om te verduidelik. Dan sê hy, want die eerste brief wat jy geskryf het, wat hy nou alles gelyk gekry het gesê, waar kom die dame vandaan? En ek het besef, maar sy gaan nie die sending verstaan nie. Ja. Sy het nie die agtergrond nie. En daarom, thank God, dat die verloving verbreek is, want volgens sy verstaan van wie die dame was, sou dit nie ten goede uitgewerk het nie. So Andrew was besonder eerlik ook met sy kinders. Maar verantwoordelik eerlik. Verantwoordelik eerlik, ja. En altyd met hy het nie in een van sy briewe 'n opmerking gemaak of 'n inset gelewer wat hy nie sou in 'n konteks inbou nie. En dit het my baie gehelp om meer te verstaan van die kinders se lewens, maar ook van Andrew se hele manier van doen en omgaan met ander. So al hierdie projekte wat hy kon in stand bring, dink ek kon hy in stand bring omdat hy geluister het na mense. En regtig besef het, maar die een kan preek, maar daai een kan 'n baie goeie landbouer wees in die sendingveld. En dan moet daar plek gemaak word vir 'n baie goeie landbouer, en die landbouer moet opgelei wees om 'n sending landbouer te wees. So in die opleidingsinstansies is daar dan ook voorsiening gemaak vir mense wat op verskillende vlakke kon opgelei word. En dit is dan ook iets wat hy vir sy kinders aangemoedig het. So sy 2 oudste dogters is Holland toe gestuur vir hulle finale skoolopleiding, en onder andere skryf hy vir hulle, julle moet asseblief julle musiek baie goed beoefen, maak gebruik van al die geleenthede wat julle het, want as julle terugkom hier na Wellington, waar die Huguenote seminarium nou net geopen het, gaan ons julle nodig hê, want in die skoolopleiding vir laerskoolkinders het ons musiek nodig. En dan later word daai selfde musiekinstrumente en die musiekvaardighede, die sang, die klein toevou-orreltjies, die handakkordeons waarop hulle kon speel, gaan saam as sending tools eintlik, want hulle kan nie die taal praat nie, maar hulle kan die musiek speel en hulle kan saam sing. So sy dogters word gesê, oefen julle musiek, maak julle gereed. Nou hoorie, maar kom ons maak dan 'n slag musiek. En hierdie keer is dit Louis Brits en hy sing van die gekruisigde hande. Is dit nie wonderlik dat as daardie hande nie aan die kruis was nie, kon dit ons nie red nie. Louis Brits. En luister steeds na Delf steeds dieper. Ek is Estie Geldenhuys. En hier by my in die ateljee het ek vir Isabel Murray. En dis heerlik om met Isabel te kan gesels. Sy is een van die nasate van die baie kosbare Andrew Murray. En die dinge wat jy ons vertel is baie spesiaal, en ek weet dat daar nog iets is wat jy graag wil lees ten opsigte van Murray. Vertel vir ons, waaroor gaan dit, en dan kan jy asseblief voortgaan en lees. Goed. Daar's 2 kort stukkies wat ek nog wil sê. Ons het nou gepraat oor sy seuns, en die laaste brief is inderdaad een van sy seuns wat ek wil lees. Maar ek sal nalat, 'n groot stuk nalat, as ek nie iets oor hom en sy dogters sê nie. Sy dogters het al 4 voltyds vir God gewerk, as opvoeders, en die jongste ene was later die persoon wat fisies sy briewe neergeskryf het en sy boeke, want hy het 'n probleem gehad met sy arm, so hy kon dit nie doen nie, so sy het dit vir hom gedoen. Eers het Emma, sy vrou, dit gedoen, en toe het Annie oorgeneem. So Annie was his scribe, his secretary, his companion, en Annie het groot gedeeltes van die inligting wat in Du Plessis se boek is, het die laaste deel van sy lewe het sy in 'n dagboeke geskrywe en stukke van gehou. Vir sy dogters het hy dus toe sy vrou oorlede is en hy moes die boedel doen, het hy die huis Clairvaux vir hulle nagelaat, dat hulle versorg kan wees, en daar's 'n baie mooi brief waar hy vir sy oudste dogter ook skrywe, wat in die
by die Salvation Army en later by 'n ander organisasie gewerk het wat het 'n huis begin het vir moeders wat buiteegtelik swanger geraak het in 1902, so lank gelede al, die huis bestaan nog. Dan skryf hy vir haar, moenie stap nie. Ek stuur nou vir jou hierdie geld dat jy liewer die perdekar kan gebruik, want anderster jy het baie harde werk en jy is die prinsipaal daar, rus uit sodat jy liewer jou werk kan doen. Maar die laaste brief wat ek wil lees is 'n brief wat vir my en die mense wat die boek al gelees het ongelooflik aangegryp het, omdat dit so baie van ons ouers raak. En ek gaan maar so 'n bietjie bewoer raak as ek dit lees, want dit is vir my 'n baie kosbare brief. Ek gaan stukkies daar uitlees. Dit is die middelste seun, wat dan ook die ene was wat aanvanklik gesê het, hy gaan teologie swat, hy is Skotland toe, hy het eers sy gewone BA gedoen, baie goed presteer, beurs gekry, en toe sy Skotland toe, om teologie te studeer. Pappa en mamma sit by die huis en wag, en dit is 1888, en hy skryf uit Skotland, uit 'n klein vakansiedorpie. My dear father, for the last month I have been trying to write to you the following letter, but I have shrunk from it again and again at the thought of the pain it must cause you and mother and also myself. But it must be written at whatever cost. I am giving up the faith of my father. En dan verduidelik hy hoekom hy nie kan aanhou om in hierdie geloof vas te hou en om opgelei te word as 'n predikant nie. En een van sy groot struikelblokke in sy persoonlike geloof was die uitverkiesingsleer. En hy kon nie saamstem daarmee en dit omvat dat sekere mense gaan ter helle veroordeel word nie. En dan gaan hy voort op 'n baie geberedeneerde manier, en dis 'n lang brief, om te sê, ek het die kant toe geredeneer en ek het daardie kant toe geredeneer. Ek het volgehou om alles by te woon, die bidure, die dienste, my Bybelstudie te doen. Ek het gebid daaroor, ek het geworstel daarmee, en ek het uitgestel, maar pa, ek kan nie, as ek een deel van my geloof verwerp, dan moet ek alles verwerp. En dan maak hy hierdie stelling wat hy later sê, van ek is eintlik nou verskriklik alleen, want nou het ek net my respek oor. Ek het nou nie meer my geloof nie. En aanvanklik kon ek nie Andrew se dadelike antwoord kry nie, want dit was nie in die argief nie. Ek het dit na die eerste boek verskyn het van die familie vir my dit toe aangestuur. Andrew se reaksie hierop was gewees, my liewe kind, ek hoor jou en ek weet jy's in 'n donkerte, en dan gaan hy in gesprek met sy kind, want dit was 'n intellektuele kind, en hy sê vir hom, as ons so dink daaroor of kan dit nie dit wees nie, so hy redeneer met hom. Dan kom hy op 'n punt, dan sê hy, but I don't know if any of this that I write is helping you. But I have decided not to do the tour that I planned, but come home and we will stay at Patmos for the holiday. So hy los sy goeders en hy sê, kom my kind, kom huis toe, en ons gaan gesels. So in die argiewe en in die briewe blyk dit dan dat Haldane nie verder om dit self bekwam het as predikant nie. Hy het wel 'n uitstekende skoolinspekteur geword, hy het 'n skaapboer geword buite Graaf Reinet, en hy het later ook in die weermag gaan die boeremagte gaan veg, en hy is saam met die kommandos op na Duits-Oos-Afrika toe, en hy is dodelik gewond terwyl hy 'n gewonde soldaat, 'n manskap van hom probeer red het. Dan is daar 'n anekdote wat ek nie bevestig kon kry nie, dat sy jonger broer wel daar was ook in Oos-Afrika, en dat hy eintlik as veldprediker daar was, en toe hy gesukkel het, want hy het ook malaria gehad, ook gesukkel met sy oë, toe het Haldane gesê, maar ek sal vir jou die Bybel lees, vir die dienste. En onder die gelees van die Bybel in die dienste, skryf die nasaad van die boetie, het Haldane weer sy hart vir God gegee. Maar dit kon ek nêrens anders bevestig nie,
Maar wat ek kan bevestig is dat Andrew tot met sy dood aanhou bid het vir Haldane. En dat hy hom altyd geag het as, omdat die eerste boetie nou oorlede is, as die oudste kind en sy raad gevra het en by hom gekuier het en sy verhouding met hom absoluut op 'n wonderlike manier stand gehou het. Kosbaar. Ja. Kosbaar. So dis waarmee ek graag wil afsluit. Ja. Om net iets te sê van 'n pa wat nie so hoogheilig was nie, op een manier nie. Hy het soos elkeen van ons baie uitdagings gehad rondom sy kinders. En elke keer het hy teruggegaan na God en soek jou antwoord, soek jou rus in God en het dit eers op homself in toepassing gemaak. En eers gesê, ek het self gebid hieroor en nou skryf ek vir jou. En dis waarmee ek graag wil afsluit. Dankie. Isabel Marie, baie dankie vir dit wat jy vir ons kom aanbied het. En dit is nou vir my baie lekker. Jy het vir ons 'n lied saamgebring, Bedtime Prayer. En dat ons dan nou daarmee kan afsluit. Mag ons Vader jou seën in alles wat jy doen, hoor. Kom ons luister dan na Bedtime Prayer wat saamgaan met hierdie hele verhaal.